Hallo en baie welkom by die NG Kerk van Karasburg se erediens. Dis vir Sondag 7 Julie 2024. Wat ons 'n bietjie gaan kyk na die stem van God. 'n Baie belangrike boodskap wat partykeer ook bietjie misverstaan word. So dit is belangrik dat ons ook kyk wat sê die woord van die Here vir ons daaroor. Maar voordat ons begin, kom ons bid net eers saam. Ons dank die Hemelse Vader vir u liefde en u genade, dat ons ook u kan ken as 'n God wat nooit verander nie. Dat ons u kan ken as 'n God wat ook betrokke is by ons lewens en daarom ook met ons kommunikeer. En Here, ons loof u en ons eer u dat u ook vir ons die genade gee om u so te mag leer ken. Wil u ook nou in hierdie boodskap vir ons Here duidelikheid gee, sodat ons nie sal misverstaan nie, maar dat ons u sal opsoek in alles in ons lewens. En dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons skrifgedeelte is Psalm 29, kom ons lees dit saam. 'n Psalm van Dawid. Gee eer aan die Here, gode seuns. Gee eer aan die Here vir sy heerlikheid en krag. Gee eer aan die Here vir die heerlikheid van sy naam. Buig in aanbidding voor die Here in sy glansryke heiligheid. Die stem van die Here is oor die waters. Die God van heerlikheid laat dit dreun. Die Here is bo die magtige waters. Die stem van die Here is kragtig. Die stem van die Here is glansryk. Die stem van die Here breek seders. Die Here versplinter die seders van die Libanon. Hy laat hulle bokspring soos 'n kalf. Libanon en Sirion soos jong buffels. Die stem van die Here splyt rotse met vlamme. Die stem van die Here laat die woestyn bewe. Die Here laat die woestyn by Kades bewe. Die stem van die Here laat wildsbokke lam, dit stroop bosse kaal. Sy hele paleis sê heerlikheid. Die Here troon oor die vloed. Ja, die Here troon as koning vir ewig. Die Here gee krag aan sy volk. Die Here seën sy volk met vrede. Ons lees tot sover. Nou, baie mense het al gewonder en my al gevra oor, wat is die stem van die Here? Hoe weet ek God praat met my? Hoe weet ek wanneer het God met my gepraat? En hoe klink die stem van die Here? Wanneer ek 'n preek moet maak, jy weet, hoe hoor of erken ek die stem van die Here? En mense sou selfs, voordat 'n mens hierdie vra, ook eers kon vra, maar praat God vandag nog met mense? Is die manier waarop God met mense in die Bybel gepraat het, is dit nog dieselfde manier vandag? En hierop kan ek antwoord, soos ek al aan iemand gesê het, God praat vandag nog presies dieselfde met mense, soos wat hy dit in die Bybel gedoen het, want God, sê die Bybel vir ons, verander nooit. Maar dis egter die mense wat dalk nie meer luister nie. Ons sien ons leef in 'n tydperk wat die TV meeste van die tyd aan is, en as die TV af is, dan is die radio gewoonlik besig om musiek te speel, of ons word omring deur honderde en duisende mense deur tegnologie wat raas, soos vliegtye, motors, die TV, radio, rekenaars, selfone. En daarom word ons en ons kinders groot met hierdie gedurende klanke in ons ore. En nou is egter diegene wat sê dat God net deur die Bybel praat en nie meer soos in die Bybel self nie. Want dis mos waarvoor die Bybel daar is. Ja, God praat met ons deur die Bybel. Maar dis nie waarvoor die Bybel noodwendig alleenlik daar is nie. Die Bybel is daar om ons te leer wie God is en hoe 'n verhouding ons met God en met God weer met ons staan. Die Bybel leer vir ons oor wat Christus vir ons kom doen het. En hoe ons met ander woorde kan deel raak ook van God se koninkryk. Maar God kan nie in 'n boks gedruk word en sê hy praat net deur die Bybel nie. Want die ervarings van miljoene Christene reg oor die wêreld bewys dit juis anders. Nou, die opskrif van vandag se boodskap is die stem van die Here. En ons gaan so 'n bietjie kyk na die verskillende maniere oor hoe God met mense praat. En veral met ander woorde hoe ons dit vanuit die Bybel uitkry. Hierdie maniere hoe God praat, kan ek soort van in 4 groepe deel. Maar mense moet ook nie, jy weet, gaan en sê, dit is die boks waar binne God praat. Nou, groep 1 is wat ek sal noem die innerlike stem. En dan groep 2 is deur die woord, groep 3 is deur droomvisioene,
en groep 4 is deur dinge van buite af. So kom ons kyk na die eerste groep, die innerlike stem. Die mees bekende manier hoe die Here met ons praat buite in die Bybel is wat ons in Filippense 4 vers 7 vind. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou. Baie keer wanneer ons 'n besluit moet maak oor iets soos, moet ons dalk die kar koop of nie, moet ons daai groot skuld aangaan of nie, en ons bid dan aan die Here en vra hom om ons te help in die besluit, dan vang ons vrede oor die besluit wat ons dalk moet maak. Dit is nie 'n wêreldse vrede nie en kan daarom ook nie sommer net so verduidelik word nie. Die enigste manier wat 'n mens dit kan verstaan, is om hierdie vrede self werklik te ervaar. Dit is wanneer jou verstand vir jou sê, dat jy is nie veronderstel om hierdie vrede in so 'n situasie te ervaar nie, maar tog ervaar jy dit. My ouers het een keer, wat hulle geld opgeraak het in die maand, ernstig by die Here gaan bid langs die bed, want hulle het nie meer geld gehad vir kos nie, hulle was op daardie stadium baie arm, en toe hulle klaar gebid het, het daar 'n vrede oor hulle gekom, wat hulle net geweet het, jy weet, die bekommernisse is asof dit weggeraak het, weggesmelt het. En daar was nie meer daai bekommernis oor waar sou hulle nou kos vandaan kry nie. Daar was nie 'n vrees vir honger meer nie, en hulle het net die vrede van die Here ervaar en die aand lekker geslaap. En dit was God se manier om hulle te antwoord op hulle gebed. Om vir hulle te sê dat hulle nie daarom verder hoef te bekommer nie, want hy is God. En die volgende dag het daar 'n pakkie opgedaag met kos en koffie en alles in wat hulle nodig gehad het. Nog 'n manier hoe God met ons kan praat is met 'n innerlike getuie of gewete. In Romeine 8 vers 16 sê Paulus dat die Heilige Gees getuig saam met ons gees. Dit is wanneer 'n mens begin om in die wil van die Here te leef, dat jou gewete wat deel is van jou gees, 'n lewende getuie word van God se stem. In Romeine 9 vers 1 skryf Paulus dat sy gewete, wat deur die Heilige Gees gelei word, saam met hom getuig. God gebruik dus jou gewete om met jou te praat deur sy Heilige Gees. Iemand sal baie keer sê sy gewete pla hom. Dit kan egter ook gebeur dat as 'n mens hierdie gewete of die stem van die Here te lank ignoreer, dat hierdie stem van God ook kan weggaan. Paulus praat van sekere dwaalleraars in 1 Timoteus 4 vers 2 wie se gewetes toegeskroei is. Dis wanneer hierdie stem van God weggeraak het in jou lewe. Nog 'n manier hoe die Here met mense praat, ook in hierdie groep, is wat ons sal noem die stil klein stem. In die Bybel praat baie keer van soos in 1 Samuel 15 vers 10 wat sê, die woord van die Here het tot Samuel gekom en gesê. Dis nie 'n stem wat 'n mens met jou eie ore hoor nie, maar dis meer soos 'n gedagte wat by jou uitkom. Dit verskil ook van 'n gedagte, want dit is dalk met meer autoriteit, dis sterker as 'n gedagte. Wanneer 'n mens 'n diep pad saam met die Here stap, dan praat die Here baie keer so met jou. Want is 'n stem wat 'n mens moet leer onderskei van jou gedagtes. Deur natuurlik baie tyd saam met God deur te bring. 'n Sendeling vertel dat 'n stem eendag vir hom gesê het dat hy moet daai blou toksak wat op die rak in die winkel koop. En hy koop dit toe en later toe vra hy vir die Here, maar jy weet waarom hy nou juist hierdie blou toksak moes koop. En toe sê die Here vir hom, ek het nie dit vir jou gesê nie. In die toekoms vra wie praat. Soort van tongnetjies te sê. Maar dit bring ons dan by die tweede groep, naamlik die Bybel. Deur die woord van God. Die eerste is natuurlik wanneer ek die Bybel lees en God dadelik iets vir my daardeur sê. Let wel dat dit nie 'n vermeerdering van kennis is nie, want 'n man wat die Bybel vir 'n klompie jare agter mekaar die Bybel die beste geken het, was nie eers 'n Christen nie. Isaac Asimov, wat 'n ateïs was, het selfs 'n Bybelkommentaar geskryf. Wanneer ons sê dat God dadelik vir jou iets sê wanneer jy die Bybel lees, dan het dit nie te doen met die swart op wit nie, maar met die Gees. En daarom kan 'n Christen en 'n nie-Christen dieselfde teks lees, en vir die een sal dit 'n openbaring wees, terwyl vir die ander een maar net nog 'n verhaal wat hy lees. Maar nog 'n manier hoe God met ons deur die Bybel kan praat, is wanneer jy skielik 'n stuk in die Bybel onthou, wat jy in die verlede gelees het. Jy onthou nie noodwendig waar dit staan nie, maar skielik kom dit net by jou op, omdat jy dit met iemand op daai oomblik dalk moet deel, of omdat God jou wil herinner aan iets. Nog 'n manier hoe die Here deur die Bybel met ons kan praat, is dalk bietjie minder bekend aan ons, en kom ons noem dit boek, hoofstuk, vers. Dis wanneer 'n teksvers by jou sal opkom, soos byvoorbeeld Esegiel 34 vers 15, of wat ook al,
Maar dan het jy geen idee wat daar staan nie, en dan wanneer jy dit opsoek en lees, dan is dit 'n boodskap wat God dalk aan jou gee. Moet net nie vir Moses 3 vers 8 gaan opsoek nie, want hy is nie daar nie. Nou, groep 3 gaan oor droomvisioene, wat nou 'n breë term is, maar ek dink die eerste een en die mees algemeenste een is wat ons 'n geslote visioen noem. Dit is wat die Bybel dan ook van praat as 'n gesig. Nou dis amper iets soos 'n prentjie of 'n storie wat jy waarskynlik in jou gedagtes sien. Dit het gewoonlik ook dan te doen met die fisiese wêreld. En ons lees byvoorbeeld hiervan in Handelinge 16 vers 9 wat sê: Daar het Paulus in die nag 'n gesig van 'n Macedoniese man gesien wat by hom staan en hom smeek: Kom oor na Macedonië toe en help ons. So ons noem dit 'n geslote, want jy sien nie in die geesteswêreld in nie, maar iets in die fisiese wêreld. Nou 'n oop visioen aan die ander kant is dan waar jy juis in die geesteswêreld insien. Ons lees byvoorbeeld hiervan in 2 Konings 6 vers 15 waar Elia die 4 perde en die strydwaans wat rondom die stad gestaan het van die Here gesien het, terwyl niemand anders dit kon sien nie en hulle net na die leer van die opponente van die ander land gesien het. So Elia het in die geesteswêreld 'n oop visioen met ander woorde gesien waar hy die 4 perde en strydwaans kon sien. Nou die derde stem van God in hierdie groep praat die Bybel van jou gees wat weggevoer word of dan 'n trance. In Handelinge 10 lees ons van Petrus wat in geesvervoering geraak het. Dit is wanneer jy kontak verloor met die realiteit en dit is asof jou liggaam weggevoer word en jy dan jouself in hierdie visioen self sien en bevind. Dus omtrent soos wat ons sal noem van Johannes in Openbaring wat weggevoer is om hierdie visioene te sien. Die laaste een in hierdie groep is wat ons sal noem 'n droom of dan 'n visioen van die nag. God het byvoorbeeld aan Miriam en aan Aaron gesê dat hy praat met mense deur drome en visioene. Dis wanneer jy slaap en God met jou in 'n droom praat. So lees ons byvoorbeeld dat Josef, wat Jesus se pa op aarde was, dat die Here met hom in 'n droom gepraat het en gewaarsku het teen die vervolging wat kom. Nou sal seker van julle vra, hoe weet ek dat die Here met my in 'n droom gepraat het? En die antwoord is eenvoudig, jy sal weet. Glo my, jy sal weet. En die vierde en die laaste groep oor die stem van die Here gaan oor hoe God met ons praat deur dinge van buite ons liggame. Dit is maniere wat God baie keer gebruik om met iemand te praat wat hom nie ken nie, wat nie weet hoe sy stem klink nie. En die eerste manier is wat ons sal noem 'n hoorbare stem. Die twee bekendste voorbeelde hiervan is byvoorbeeld toe die Here deur 'n brandende bos na Moses geroep het, en die tweede voorbeeld was toe Jesus met Saulus gepraat het op pad na Damaskus toe. Nog 'n manier hoe God met ons kan praat van iets buite ons liggame is met die geestelike gawes. Paulus skryf dat van die geestelike gawes is om die gemeente op te bou, maar hy sê ook dat van die gawes is vir die nie-gelowiges as 'n teken of dan as 'n manier van God om met hulle te praat, soos deur 'n ander taal as die persoon se eie sinne dan. Nog 'n manier is wanneer God iemand anderste na jou toe sou stuur om 'n boodskap namens God aan jou te gee. So moes Ananias byvoorbeeld na Saulus toe gaan om 'n boodskap namens God aan hom oor te dra. En dit het al baie gebeur dat iemand byvoorbeeld na my toe kom en sê, maar God het my gestuur om iets aan jou te sê. Jy kan dit dalk baie keer ook gevaarlik wees, né? Maar elke keer wanneer so iets gebeur, gaan ek na die Here toe en hoor by hom of dit reg is. En hier wil ek tog baie graag 'n groot beroep doen op julle. Daar's 'n term wat ons noem charismatiese witchcraft, waar iemand baie keer sal sê dat die Here het vir hom gesê dat dit en dit en dit. En dan het die Here dit nooit vir daai persoon gesê nie, maar hy sê dit om sy eie wil soort van af te dwing, asof dit God se stem was. So ek op 'n stadium ook in my studiejare depressie gehad het die Here gedurig van my vriende gebruik om sekere teksverse aan my te gee, omdat ek baie keer as gevolg van my emosies eintlik doodeenvoudig geweier het om die Bybel te lees. Ek het dalk God se hand probeer los in die situasie, maar God het my nooit gelos nie. En sonder dat my vriende geweet het ek het depressie, het die Here dit op hulle hart gelê om dit vir my te kom gee. En deur daai teksverse het die Here my bedien en met my gepraat. En die laaste manier hoe ons ook baie keer God se stem kan ontvang,
is deur die dinge wat met ons gebeur. Partykeer gebeur daar net iets wat jou tot stilstand druk. En jou in 'n posisie plaas waar God met jou kan praat. En dit kan dalk 'n ongeluk wees, dit kan dalk 'n siekte wees, 'n sterfte in jou gesin ensovoorts. En hier is alles verskillende maniere hoe God met ons as mense praat. Nou, dadelik moet ons pas op om te begin evalueer, nou. Want God gaan nie met jou op al hierdie maniere praat nie. As jy byvoorbeeld elke dag die Bybel lees, dan is dit waarskynlik die manier wat God die meeste met jou gaan praat. Hoe ek God leer ken, is hoe God met my praat. So ek het vir baie jare God se stem altyd op 'n sekere manier gehoor. En nadat ek God weer opnuut op 'n ander manier leer ken het God byvoorbeeld weer op 'n anderste manier met my begin praat. En van hierdie maniere gebeur meer as ander. Van hulle het nog nooit met my gebeur nie en ander het nog net 1 of 2 keer gebeur. Maar een ding nooit kan gesê word nie. Is dat as ek 'n Christen is, moet jy God se stem op 'n sekere manier hoor. God self het gesê dat met party praat hy so en met ander weer anderste. Ons kan nie wil voorskriftelik wees rondom die stem van God nie. Maar een ding weet ek verseker en dit is, hoe meer ek na God soek, hoe meer ek die Bybel lees en nader aan God kom, hoe meer kom ek agter hoe God met my praat, hoe helderder sy stem en hoe duideliker word dit in my lewe. En ja, 'n mens moet egter ook besef, daar kom baie keer tye wat dit vir jou voel, jy hoor weer glad nie meer die stem van die Here nie. En dit kan wees omdat jy dalk ongehoorsaamheid het in jou wat 'n muur opgebou het tussen jou en God. Dit kan dalk wees omdat jy deur 'n woestyntyd gaan wat eintlik 'n positiewe ervaring kan wees, omdat God jou daardeur vat. Hoe dit ook al sy, maar my gebed is dat elkeen in die gemeente so met God sal wandel, dat elkeen sy stem duideliker sal herken. En sal gehoor gee aan dit wat hy vir ons sê. En dan sal beleef, soos ons teksvers vanoggend sê, van hoe kragtig en magtig die stem van die Here is. Dat daar niks op hierdie aarde is wat kan vergelyk daarmee nie. Maar dat ons dan ook elkeen sal gehoor gee aan dit wat hy vir ons sê. Mag dit in ons gebede wees elke dag, dat ons sal streef om meer en meer van ons Here te leer. Amen. Kom ons bid saam. Ons dank die Here dat U soos getrou, ook in die Bybel, Here, vandag nog steeds net so getrou is. Dat U met ons, wat U kinders is, Here, altyd werk en met ons praat. Dat U vir ons leiding gee, dat U ons vat op 'n reis saam met U en dat U ons gebruik, juis om U koninkryk ook deel te maak van mense wat dit nog nodig het. Wil U vir elke ene seën en U stem vir hulle duideliker maak. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here seën julle met krag vir die week. Die Here seën julle met vergifnis van julle sonde. Die Here seën julle met wysheid vir julle uitdagings en probleme. En die Here seën julle met sy liefde wat julle moet uitdra aan ander. En die Here seën julle met al sy vrede, sodat julle as sy kinders kan leef. Amen.